gedagtes, ons drome, ons vreugdes. Vat dit, reinig dit. U ken dit beter as onsself. U ken onsself beter as wat ons onsself ken. U ken ons gedagtes nog voor dit woorde word, sê in die woord. Here, ons wil net oorgee. Want ons eie woorde, ons eie dade, ons eie gedagtes, ons Engelsman sê, ons trek rekord tot nou toe is nie goed nie. Alles wat ons uit onsself uit probeer het, Here, het net gelei tot meer sonde, het gelei tot ons eie skade. Ja, ons wil bely tot ons eie, deur onsself is ons tot niks goed in staat nie. Maar by U is genade, by U is hoop, by U is krag, by U is vreugde, by U is skatte van die koninkryk ver bo ons verstand en ons bid nou, Here, kom breek dit oop. Kom spreek met ons. Waar ons uit die woord uit gaan lees, mag dit vir ons weer heilig wees. Mag daar iets in ons harte warm word, soos wat die Emmausgangers gesê het, toe U in hulle midde was, het dit nie brandend geword toe hy vir ons die skrif uitgelê het. Here, maak dit brandend in ons. Spreek nou met ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar sy. Goeiemôre. Ons lees vanoggend uit 1 Konings 3, vers 5 tot 14. By Gibeon het die Here in die nag 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. Salomo het gesê, U self het aan die dienskneg, my vader Dawid, oorvloed troue liefde bewys, omdat hy vir U geleef het in waarheid en opregtheid, en ook met opregtheid van hart teenoor U. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou en aan hom 'n seun gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is U wat U dienskneg koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of in te kom nie. U dienskneg bevind hom onder U volk wat U gekies het, 'n groot volk wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word nie. Gee dan aan U dienskneg 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir U volk en om te kan onderskei tussen goed en kwaad, want wie kan regspreek oor hierdie veeleisende volk van U? Dit was goed in die oë van die Heer, dat Salomo juist dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het, nie vir jouself rykdom gevra het, en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het, om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, sowel rykdom as eer, sodat solank jy leef, daar onder die konings niemand soos jy sal wees nie. As jy my paaie volg, soos jou vader Dawid, deur my vaste voorskrifte en gebooie na te kom, sal ek aan jou 'n lang lewe gee.
Sê, baie dankie. Ek wil net sê ons is 'n kerk wat lief is vir die Here en so ons vergewe. Maar ek wil net aan die paas herinner, die Bybel sê as jy jou seun die roede nie gee nie, het jy hom nie lief nie. Iemand het die skroefies uitgedraai op die kanseltjie. Ons vergewe jou. Ek herinner net aan die paas aan die teksvers. Sê. Vir ons in die teks inval, kom ons raak dit stil. Spreek Here, spreek ten spyte van die swakheid van die prediker, spreek ten spyte van al die klein goedjies wat ons aandag kan aftrek. Is dit wat in die diens gebeur het, of dit wat voor die tyd gebeur het, of dit wat nog dalk vir ons wag, later vandag of môre. Wil jy ons dwalende gedagtes gevang hou? Wil jy ons harte oopbreek? Ja, spreek ten spyte van die swakheid van die prediker. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ons het 'n bietjie minder verse gegee as wat ek oor gaan preek vandag, net ter wille van die tyd. Maar hier is 'n baie bekende stuk. Ons lees hier van kleins af, is dit die storieetjies wat mamma vertel. Pappa of is die kinderbybel, is oral is Salomo wat vir wysheid gevra het. So en dis gewoonlik die groot fokuspunt in ons gedagtes. En die probleem met dit is dat die groot fokuspunt is dat daar baie keer inligting rondom dit verlore gaan. Rondom die skrif verlore gaan en wat baie belangrik is om te onthou. En ek gaan vandag so 'n bietjie van dit uitpak en so 'n bietjie daarop probeer fokus, maar die kern is maar nog steeds wat God vir Salomo gegee het. Dis maar nog steeds dit. En ek het al hierdie beeld gebruik, maar ek wil hom tog weer gebruik. As jy skilder, ou wat regtig goed kan skilder, sal vir jou sê, jy spandeer baie tyd aan dit wat nie die fokuspunt is nie. Spandeer jy baie tyd aan. Want uiteindelik gaan dit jou, wanneer jy na die ander goed kyk, gaan dit wees wat jou oog onwillekeurig na die fokuspunt toe vat. En ons fokuspunt hier is nie Salomo nie. Ons fokuspunt is nie wysheid nie. Ons fokuspunt is God, ons Here Jesus Christus, en is genade. Ek hierdie week regtig nou nie die ouens wat ek besoek het nie, maar weier as dit bewus geraak en net weer bewus geraak dat ons leef in 'n stukkende wêreld. En baie van ons hier, selfs ouens wat sê ek is Christene, is so bewus van hulle swakheid, so bewus van hulle sonde, so bewus van dat hulle eintlik nie goed genoeg is vir God nie. Eintlik nie goed genoeg is vir die term Christen wees, term Christenskap nie. Dat dit hulle bring by plekke waar hulle nie moet gaan nie. Ek weet nie waar is jy vandag nie. Is jy dalk daar waar jou sonde half jou verblind, waar jou sonde half dit is wat jou oë toemaak, dan luister na vandag se preek. Maar wat eintlik bietjie gevaarliker is die ouens wat dink hulle is okay. Die ouens wat glo hulle is slim genoeg om die dinge uit te sorteer. Glo hulle is goed genoeg om die dinge uit te sorteer. Want dis waar Salomo was.
Salomo, as jy 'n Bybels het, lees saam met my. Salomo in 1 Konings 3 begin dit met die volgende. Salomo het die skoonseun van die Farao, die koning van Egipte geword. Salomo was so 19, 20 jaar oud gewees. Die ouens stem nogal redelik ooreen oor sy ouderdom. Maar een van die eerste dinge wat hy gaan doen het, hy het Egipte toe gegaan, prinses gaan trou. Farao se dogter gevat. Nog voor hy met God gekontak het, nog voor hy raad gevra het, nog voor hy vir God gevra het, wat moet ek maak? Het hy klaar besluit, ek moet politieke vrede bring. En Egipte wat die sterkste of die gevaarlikste was vir Israel op daardie stadium, het hy gaan vrede mee maak. Hy het prinses gevat. Dis waar het begin. Hy het op militêre vrede, hy het op politieke vrede, het hy vertrou. En hy het nie na God toe gegaan. Nou is maklik om vinger te wys na Farao, maar is dit nie maar ook heeltemal hoe ons is nie, 100% hoe ons is. Ons is in die moeilikheid, ons sien nie kom probleme, ons kind is siek, of wat ook al. En ons kyk hoeveel krediet kan ek kry. Vandag. Maar ons weet nie, dit gaan vir ons 'n 10 of 'n 20 jaar se ketTINGS gee. Se slawerny koopie. Ons bid nie. Ons man of ons vrou of ons kinders of wat ook al, ons reageer vinnig, maar ons gaan nie na God toe nie. Of ons soek vrede op plekke wat ons nie vrede moet soek nie. Ons soek vrede in sport en ons soek vrede in ontspanning. En ons dink dis waar ons gaan okay wees. Maar soos ons nog gesien het die laaste paar weke is soeke na vrede, soeke na geluk. Maak nie saak waar ons dit soek nie, is en of jy nou Christen is of nie, ten diepste agter dit is soeke na God. Ek kan vir enige ouer Christen nie vra, en ek kan vir jou sê, die enigste plek waar jy werklik vrede kan kry is by God. Niks op die aarde gaan jou geluk gee. Nie daai podiumplekkie. Nie die groot reis wat jy gedink het, jy bang was voor jy klaar gemaak het nie. Nie jou doktersgraad nie. Nie die verhoging nie. Nie die man of vrou wat jy dink jy trou, nie die kind wat jy dink jy gaan kry. Niks gaan jou vrede gee en vreugde gee, soos wat God kan. Het gaan dalk tydelik wees, maar saam met dit is dit altyd 'n bagasie. Saam met dit is daar altyd seer wat saam met dit kom. En dit het Salomo duur gekos. Die vrouens wat hy getrou het hom duur gekos. Verkeerde vrou kan jou breek. Verkeerde vrouens, guarantee. Maar dis later in Konings. Hierso, hy gaan kry 'n vrou. En wat doen hy? Hy vat haar na die stad van Dawid toe. Vrou uit Egipte, stad van Dawid. En hy begin paleis bou. Hy begin die muur rondom Jerusalem bou. Hy begin militêr, hy sterk word. Hy begin goed in plek sit wat hy as mens dink nodig is vir die land. Maar vers 2. Die volk het nog steeds net so op die offerhoogtes geoffer, omdat die huis vir die naam van die Here nog nie gebou is.
As jy dit lees, dan dink ek, ja, daar is nog nie 'n tempel nie. Die huis van die Here is nog nie gebou nie, so hulle het nou seker maar geoffer waar hulle kan offer, het nou seker die Here gaan aanbid waar hulle kan aanbid. Maar die Here het uitdruklik verbied, dit mag nie gebeur nie. En daar skrifverklaring dat dit so ver gaan om te sê, dis hoogs waarskynlik dat hierdie ouens aan afgode geoffer het op die berge. Soos die ouens in die omgewing op hoogtes gaan offer het, so het hulle gaan offer. So dis 'n hoogs waarskynlik wat gebeur het. So terwyl Salomo, terwyl die koning wat 'n pa gehad het wat hom 'n goeie voorbeeld gegee het, terwyl hy menslike dinge doen, terwyl hy gaan vrede soek op plekke wat hy nie moet vrede soek nie, terwyl hy sekuriteit probeer skep vir hom, is sy volk besig om weg te dryf van God af. Is hy besig om weg te dryf van God af. En dis hoekom ek nou gesê, die gevaarlikste is ouens wat sê hulle ken God, maar dinge doen sonder God. Die mooi spreekwoord gehoor wat ek nogal van hou, en ek gaan dit nou Afrikaans toe vertaal, ek hoop nie ek maak droog nie, maar soos jy sê jy's 'n belydende Christen, maar jy's 'n funksionele ateës. Jy's 'n belydende Christen, maar funksionele ateës. So jy sê ek glo in die Here, jy's lief vir die Here, jy doen dinge of jy sê dinge wat reg klink en maar in praktyk buite, vertrou op jouself, vertrou jy op kennis van die wêreld en doen jy dinge wat die wêreld doen. En dit is waar Salomo was. Ons weet dit as ons die teks bietjie gaan ontrafel en as ons die agtergrond na gaan kyk en die konteks na kyk, maar op die oog af lees ou dit mis. Maar vers 3. Salomo het sy liefde vir die Here getoon deur die vaste voorskrifte van Dawid sy vader te volg, behalwe dat hy ook nog steeds op die offerhoogstes geoffer en wierook gebrand. Let mooi die woorde. Hy is lief vir God, maar hy volg sy vader. Dawid het ook, en God het dit teen Dawid gehou, vrouens gevat wat hy nie moet vat. Hy volg in Dawid se spore, nie hy volg in God nie. En hy het ook op die hoogstes gaan offer. Maar dan gebeur iets. Salomo gaan toe na, so dis nie dieselfde tyd nie. Dis nie dieselfde nie. Salomo gaan toe. So as jy na Hebreërs kyk, dan lyk dit of wat tyd verloop het. Salomo gaan toe na Gibeon om daar te offer, want dit was die belangrikste offerhoogte. 1000 brandoffers het Salomo op die altaar geoffer. So wat ek dink wat gebeur het is, Salomo het agtergekom, die vreugde en die vrede en die stabiliteit waarna hy gesoek het sonder God, werk nie. Hy het agtergekom iets kort. Hy het agtergekom iets is verkeerd. En hy vat toe 1000 bees en hy gaan Gibeon toe en hy gaan soek die aangesig van die Here. Hy gaan soek die aangesig van die Here. En ek wil begin met die nie-Christene hierso, of die ouens wat nog wonder oor die Here. Wat hier gebeur het, is wat in ons lewens gebeur. Ek was daar. Jy gaan soek by drank, jy gaan soek by kennis, jy gaan soek oral. Gaan soek jy vrede. Gaan soek jy iets. Baie ons doen dit by porn. Maak nie saak wat dit is nie, maar jy gaan soek by aardse dinge, soek jy dit wat net God vir jou kan gee. Want ons het 'n behoefte, binne jou is 'n behoefte. In die tuin van Eden was ons voor God en het God al ons behoeftes bevredig. Want ons kon hom voluit dien. Daar was niks gewees wat tussen ons en God gestaan het. So ons het volkom, ons het vermoë gehad om al die liefde wat God vir ons gee op te vang.
al die nabyheid. Alles het ons die vermoë gehad. Ons radio's was 100% op ingestel op God se frekwensie. En na die sonneval het dit weggegaan. En van toe af is ons hele lewe een groot gesoek na dit. En die enigste plek waar ons dit kan kry, is by ons Here Jesus Christus. Die enigste plek waar jou lewe gaan begin sin maak, is as jy doen wat Salomo gedoen het. Hoekom het hy na Gibeon toe gegaan? Gibeon was waar die Here die tabernakel, gestaan het op daai tyd. Nou die tabernakel was die tent gewees van samekoms. Hulle het in die woestyn, het hulle met die tabernakel getrek, en dan het God so gesê waar hulle moet opslaan en so. En dis waar die ark was, dis waar alles was. So dit is Gibeon, was die tabernakel gewees. So Salomo het nou na die wêreld gereis, hy het planne gemaak, hy het sy militêre opgebou, hy het goud bymekaar gemaak, hy het vrouens bymekaar gemaak. Dit het nie gewerk nie, en hy het God begin soek. Hy het God se aangesig gaan soek. Nou die ark was al in Jerusalem, maar die tabernakel, die tent van samekoms, daar waar die priesters was, daar waar hulle in die verlede aanbid het, dit was op Gibeon. Dis die hoogte. Dis hoekom hy sê, dit was die belangrikste gewees. So, wat seks om nie kan gee nie, wat geld om nie kan gee nie, wat militêre krag om nie kan gee nie, gaan soek hy. Hy besef, instinctiewelik weet hy, hy's fout. Hy bring hierdie klomp offers, en hy soek die Here. Hy soek die Here by Gibeon. En is daar waar die Here aan hom verskyn het. Die Bybel sê die Here daag ons uit. Hy sê, soek my en ek sal my laat vind. Soek my en ek sal my laat vind. Jy het nie 'n teologiese graad nodig nie. Jy het nie nodig om jou 10de eers te gee nie. Waar jy is, as jy God soek, gaan God jou laat vind. En dis die eerste, dis 3 goed wat ek wil sê vandag. Dis die eerste ding wat ek wil sê is, God kry jou waar jy is. God kry jou waar jy is. Ongeag van waar dit is, waar jy is. Vir Salomo was dit by sy afgodsoffers. Vir Salomo was dit by sy vreemde vroue. Maar God het hom gekry waar hy was, want hy het God gesoek. Dit was dieselfde met Saul. Saul was op pad om mense dood te maak, maar hy het God gesoek in dit. Hy het gedink hy eer God. En op pad om Christene dood te maak, verskyn die Here aan hom en sê vir hom, Saul, hoekom vervolg jy my? Saul wou God kry. Hy het gedog hy dien God. Hy het gedog dis manier hoe hy sy lewe vir God kan gee, is om die Christene dood te maak. Is om te veg vir die God van die Ou Testament. En daar kom ons Here Jesus Christus en hy verskyn aan hom en hy openbaar hom dat die God van die Nuwe Testament, die God van ons Here Jesus Christus, is dieselfde God van die Ou Testament. So hy kry die moordenaar waar hy was. Hy kry die afgodsdienaar waar hy is. En hy kry vir jou waar jy is. Is dit nou in die bottel? Is dit nou agter 'n skerm wat jy jou oë nie moet sien nie? Is dit nou onregverdige wins wat jy maak? Wat dit ook al is, hy gaan jou kry waar jy is, as jy hom soek. Maar hy gaan nie los, soos hy jou kry nie. Dis die tweede punt. Hy kry waar hy is, maar hy gaan nie los, soos hy jou kry nie. En wat doen hy? Hy vra vir Salomo, vra vir my wat wil jy hê? Ek gee dit vir jou. Jy soek my nou. Jy soek my aangesig. Wat wil jy hê? Hoekom soek jy my? En Salomo vra vir wysheid. Salomo vra vir wysheid en dit beïndruk God. Dit beïndruk God. Ek het dit neergeskryf want ek
Ek wil dit nie verkeerd hê nie. C.S. Lewis sê hieroor, sê hy, Salomo het gestaan voor die donker, onstuimige see van sy koningskap. Dis mooi, né? Voor die donker, onstuimige see van sy koningskap. En hy het nie gevra dat God die see kalmeer nie. Hy het gevra dat God hom 'n kompas sal gee, sodat hy kan navigeer, ek hoop is die regte woord, ekskuus vir die taalpurist, sodat hy kan navigeer deur die stormwaters. Hy het nie gevra dat God die storm stil maak. Want God het die storms nodig partykeer in jou lewe. En hy het die storms nodig gehad in Salomo se lewe, om Salomo nader aan hom te bring. Salomo moes geproe het. Die wêreld gaan hom nie bied wat hy soek. Hy moes dit proe, sodat hy God kan soek. Sodat hy kan verstaan wat sy pa Dawid geproe het. Maar hy vra vir daai kompas. Hy vra, Here, wys my die pad. Wees U my krag. Wees U my krag. En God los nie vir Salomo net soos hy is nie. Salomo het gedink goud gaan dit doen, Salomo het gedink vrouens gaan, Salomo het gedink die wêreld se goed gaan dit doen. Maar toe hy God kies, toe hy wysheid kies, toe hy God as kompas vat, toe kry hy meer as dit by. Toe sê God, ek sal vir jou dit wat jy vra gee, maar nog meer. Omdat jy gevra het vir dit. Wanneer jy God vind, gaan jy proe dat, en dit gaan nou snaaks klink, maar R1000 nie meer dieselfde waarde het as voor jy God gevind het. Of R1 miljoen, ek weet van ons werk in miljoene, ek werk in 10, maar maar sit die waarde wat jy dink baie is, sit dit daar, hoeveel nulle jy nodig het. Dit gaan nie vir jou dieselfde werd wees. In sekere opsigte gaan dit vir jou baie meer werd wees. Want God gaan in daai geld wees. God gaan in daai R1000 wees, of R1 miljoen wees, of R10 wees. God gaan in dit wees, en dit gaan vir jou mooier wees. Dit gaan vir jou soos, wow, Here, U het gegee. Wow, Here, kyk wat kan hierdie geld doen. Maar aan die ander kant gaan dit daar gaan dit minder werd wees, want as jy dit verloor, dan is dit ook, wow, Here, U is in beheer. En dieselfde geld vir gesondheid. Dieselfde geld vir wat dit ook al is. Ek het nodig gehad om my ribbes te breek op Transbaviaans 3 weke terug. Sodat ek my gesondheid weer na God toe kan bring. Sodat ek die vermoë om en die wonder daarvan dat ek mag kompeteer, dat dit my wow kan wees. Sodat God weer terug kan kom en my reis is, want ek het vir 'n oomblik gedink, as ek inskryf sal ek klaarmaak. Nou is ek bekommerd, gaan ek ooit kan klaarmaak? Gaan ek die DNF nie? Nou is ek bidend voor die Here. Selfs oor my gesondheid. En dit was dieselfde gesondheid, dieselfde lyf, dieselfde kompetisies. Maar dit nou geestelike dimensie gekry. Net so is dit in alles van ons lewens. Dis dieselfde tyd dieper, maar ook meer. Salomo vra vir wysheid. Nou wat is die verskil? Wat is die verskil tussen wysheid
en kennis. Almal het kennis. Party net bitter min, maar almal het kennis. Maar nie almal het wysheid nie. Nie almal het wysheid nie. Kennis, soos C.S. Lewis sê, is soos die kaart wat jy kry. Maar wysheid verander jou. Wysheid maak jou 'n beter mens. Wysheid gee jou die vermoë om die kennis wat jy het in God se diens te stel. Salomo skryf op 'n ander plek, skryf hy, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Die saadjie wat wysheid as vrug gee. Daai saadjie wat jy plant om 'n wysheid as plant te kry, is vrees vir die Here. So wysheid sê, maak nie saak wat ek doen nie, ek is voor God. God sien wat ek doen, God sien wat ek dink, God sien waarmee ek besig is en daarom is wat ek doen belangrik voor die Here. Daarom is ek dankbaar voor die Here. Daarom is ek op 'n goeie plek voor God. So wysheid is breër as kennis. Vers 9. Wat vra Salomo? Gee aan die dienskneg 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir die volk. Sy sê, Here, ek het nou keuses gemaak tot nou toe. En dit was nie in die diens nie, maar van nou af, gee my 'n hart wat na U luister. Gee my 'n hart wat die regte keuses maak. Wees U my kompas. Wees U my kompas in hierdie wêreld. En vers 10 sê, dit was goed in die oë van die Here. Dit was goed in die oë van die Here. Jy sien ons God is nie 'n kwaai onderwyser wat rondloop, of 'n kwaai pa, of 'n kwaai ma wat net rondloop en kyk hoe kan jy verneder, kyk as jy skeef trap, hoe kan jy nou in die hoekie gaan staan, wat se straf ek kan uitdink. Dis nie wie ons God is. Ons God is 'n liefdevolle Vader, wat sonder sonde is. En ons God kyk na jou. En hy wil 'n hart hê wat na hom kyk. Hy wil 'n hart hê wat hom soek. Dis wat God wil hê. En ons kan hoeveel foute maak en fout op fout maak. Maar wanneer ons na hom toe kom, sê die woord, is sy oor nooit te ver om te hoor en sy arm nooit te kort om te help. Met ander woorde, hy hoor jou seer en hy kan iets daaraan doen. Maar die beginsel hier, en dit is wat R.C. Sproul altyd so mooi sê, is as Christene, as Bybelsgetroue Christene, glo ons leef voor die Here. Dis die kern van ons geloof. Ons is voor God. Hy sien ons en wat ons doen is voor hom en ons kan nie anders as om hom te dien. En dit is wat hierdie vers 10 sê. Dit was goed in die oë van die Here. Hy sien en hy's gelukkig. Want wat? Salomo se oë was nie meer op die wêreld gerig nie, maar was nou op hom. Dan sê ek voldoen daaraan. Ek sal dit vir jou gee, maar ek gee meer. Vers 12 tot 14. En dis nog 'n beginsel en dis die derde ding. God gee altyd meer as wat ons kan sien. God gee altyd meer as wat jy kan sien. Salomo het gevra vir wysheid, God gee vir hom die wêreld. God gee altyd meer as wat ons kan sien. En as jy dink, jy is die swart skaap in die verhouding, as jy dink, dinge gaan net verkeerd, dan is daar fout met hoe jy die wêreld sien. God gee altyd meer. Josef
Josef dink hy's op 'n lekker plek. Pappa gee vir hom 'n pragtige kleed. Sê vir hom, gaan gee vir jou broers kos. Josef hoef nie saam met sy broers in die veld te wees nie. Sy broers moet in die veld wees. Hulle moet die skape en die bokke en die ek weet nie wat kamele kyk. Ek weet nie wat hulle gehad het nie. Hy gaan veld toe met sy mooi kleertjies, skoon kleertjies, met die kossies. Hy gaan veld toe. Sy broers sien, hulle is jaloers, hulle gooi hom in die put. As hy 'n dag vroeër in die put gegooi was, of as hy 'n dag vroeër gegaan het hy dalk nie die mooi klere aangehad nie. Dan het die broers dalk nie jaloers gewees. Maar daai oomblik was nodig sodat hy in die put gegooi kon. As hy 'n dag later in die put gegooi was, was hy nie verkoop as 'n slaaf nie. Was hy dood in die put. Maar dit was nodig geweest dat slawe dat hy daai dag in die put gegooi word, dat hy 'n slaaf verkoop kon word. As Potifar nie weggegaan het nie, sou sy vrou nie agter hom aan was nie. Hy was sterker as Salomo. Hy het weggehol. As hy nie weggehol het op daai oomblikie, sou hy nie in die tronk beland het. So kom ons aangaan, die tronkie selle, as hy nie op daai tyd die skinker in die bakker ontdek het nie, sou hy nie uiteindelik by die koning uitgekom het nie, sou hy nie uitgeklim van slaaf na tweede in bevel van Egipte. Hy het geklim van niks na alles. En as jy heeltyd na Josef se lewe kyk, so ver soos jy gaan, jongste boetie, sagte handjies, wit velletjie, patetiese ouetjie, met die mooi kleertjies. Ag, sies tog, niks kan nie goed hier uitkom. Sien hom in die put, stikkend, ag, sies tog. Sien hom as slaaf, ag, sies tog. Tronk, vergeet in die tronk, hardloop weg, Egipte, heeltyd dink ons, God het hom vergeet. Maar wat sê hy? Gaan lees daar aan die einde van Genesis, wat sê hy? Hy sê, om lewens te red het God my vooruitgestuur. So God het vir hom nog heeltyd gegee, meer as wat hy gevra het. Nog heeltyd. Al het hy heeltyd swaar gekry. Salomo het bietjie makliker gehad. Salomo het koning gewees, hy het mooi klere gehad, hy het alles, maar die beginsel is, God gee meer vir jou. En as jy in donker tye sit, en jy kan God nie sien nie, jy kan nie sien hoe God besig met jou nie, raak net stil. Dink wat sê die Bybel, en vra God se leiding. Vra God se leiding, vra wysheid. Hy gaan vir jou gee. Maar wysheid is nie goed genoeg. Jy het meer nodig. C.S. Lewis, ekskuus ek al nou baie vir C.S. Lewis aan. Maar hy ongelooflike paar mooi goed gesê. Hy sê Salomo se wysheid was soos 'n lantern in die donker van sy lewe. So God het vir hom hierdie liggie gegee en hy kon nou loop en soos hy loop kon hy nou sien. Hy sê maar as jy dit vergelyk teenoor God se wysheid. God se wysheid is soos die son wat die oorsprong is van alle lig. Wat alles verlig. En in God se wysheid het hy gesê, ek gaan my seun roep, profeteer, ek gaan my seun roep uit Egipte uit. Ek gaan my seun roep uit Egipte uit. Vers 2. Uit 2 Konings 3. Hy het daar na die stad van Dawid gebring. Stad van Dawid soos Here Jesus Christus gebore. Gevlug Egipte toe. Hy het 'n liggie gewees wat die groter lig wys. Dis 'n vooruitwysing, is 'n heenwysing na Christus toe. Dit wat
Salomo verkeerd gedoen het God net so gevat, omgedraai en reg gedoen. Luister vers 15. Hy het in Jerusalem aangekom en voor die verbondsark van die Heer gaan staan. Hy het brandoffers gebring en maaltydoffers geoffer en 'n feesmaal gehou vir al sy amptenare. Hoekom het hy dit gedoen? Want in vers 14 sê God, ek gee vir jou dit alles. Ek gee jou lang lewe, ek gee vir jou wysheid, ek gee jou al die skatte van die hemelruim. Op een voorwaarde, jy moet al my gebooie nakom. En hy gaan staan voor die verbondsark. En hy gaan offer. Hoekom? Salomo in sy wysheid besef hy kan nie uit sy eie uit alles onderhou nie. Hy moet offer. Daar is 'n offer nodig. En daai offer in die stad van Dawid is ons Here Jesus Christus. Hy het die een gekom wat lewe geleef het wat ons nie kon leef. Hy het kom sterf, hy het kon opstaan. Hy het gedoen dit wat die verbondsark versimboliseer het. Want die verbondsark was die plek waar jy asiel kon kry, waar jy vergifnis kon kry, waar jy hoop kon kry. Mag jy daai hoop hê. Mag jy gevul word met wysheid. Mag jy God as kompas kry in jou storms. En mag jy so Salomo antwoord op God se roepstem. Mag jy jou hoogtes verruil vir God se hoogtes. Mag jy jou offers wat jy gaan gee het op verkeerde plekke, want ons almal offer iets. Jy offer of vir God, of vir die wêreld. Mag jy jou offers vat en terugvat na God. En mag jy die wêreld sien, nie uit jou lanterntjie uit nie, maar uit God se lig uit. En mag God jou pad verlig. En mag jy weer God vind. Dis nie te laat nie. Kom terug. Dis nie te hopeloos nie. As hy Salomo kon vat uit Egipte uit, by sy hoogtes kon kry. Abraham presies dieselfde. As ons van Abraham lees, dan lees ons hy is besig om afgodsoffers te bring. Dan kom verskyn God aan hom en sê, ek is jou God. Ek gaan vir jou nageslag gee. Net so staan God nou vandag voor jou, waar jy is. Waar jou hoogte, wat se hoogte jy is. Is dit nou by hom of nie by hom nie? En hoor hoe God sê, hier is ek. En vir jouself, antwoord. Kom terug na hom toe. Want by hom alleen, hy rus, vrede en hoop kry. Hou op skop teen die prikkels. Kom ons bid saam. Here, ons loof U vir U liefde en U genade. Ons loof U omdat U hier is. Ons loof U dat ons nou voor U oë is. En ons bid, Here, mag dit wat U sien vir U aanneemlik wees. Ons bid, Here,